Ek het iets geleer in Pinkster dat ons moet eintlik enige tyd enigiets verwag. Jy moet reg wees want die Here kan in een oomblik 'n saak verander van droefheid en blydskap. Die Here kan in een oomblik iemand wat vasgevang is en wat ook al omdraai om los te kom. Maar dit gaan oor 'n verwagting, is dit nie? Wanneer jou verwagting is op die koning van alle konings, hy laat nie in die steek nie. Wanneer jou verwagting is op hom wat mens en vlees is, ek kan nie in die steek laat. Baie maklik, baie eenvoudig. Maar weet jy, o kind van die Here, God laat niemand in die steek nie. Net sy vyande. En as die vyand dan val voor die Here, dan weet ons dis 'n vyand wat geval het voor die Here. Daarom verklaar ek geen vyandskap met ons koning van alle konings, nie. Geen. Wanneer die Here sê ja, is sy ja, ja. En sy ja is amen. Stem jy saam met my? Ek het iets baie interessants voorberei vanaand, jy het my nou al 'n paar keer gehoor, praat daaroor, maar ek wil so 'n paar skrifte uitlig, ek gaan Engels en Afrikaans praat vanaand, en die tema van vanaand se boodskap is niks anders as prys die Here nie. Ek weet nie, ek weet nie of jy weet wat alles in werking kom die oomblik wanneer jy die Here begin te loof en prys nie. Daar is wel 'n verskil tussen loof en 'n verskil tussen prys. Dan weet jy die maklikste manier om loof te verduidelik is om in geen stille manier God se naam groot te maak, sodat almal en die vyand dit ook kan hoor. Maar prysinge kom met 'n ander aanslag. Ek het hierdie gesien en ek gaan dit herhaal vanaand van ons vorige moderator, pastoor Marius Erasmus. Elmarie, kom hier so, asseblief. Dis amper mooi gevra, nee. Nou wanneer, dis my vrou, so ek mag dit vir haar sê. Jy is vir my wonderlik. Jy is vir my mooi. Jy is vir my oulik. Jy is vir my lieflik. Jy is vir my loflik. Ek waardeer jy. Dis prysinge. Wanneer jy voor die Here jou hart verklaar en jy prys hom en jy praat oor sy goedheid en jy verklaar oor hom dit wat hy is, dan prys ons die Here. Dis nie net 'n woord saamgevat in prys die Here nie. Dit klink so maklik. Maar wanneer jy die Here prys, dan sit jy jou alles op sy, om sy alles voor jou te plaas. Nou om te loof, ken ons kerk baie goed. Maar ek moet sê, soms raak ons bietjie verdwaal in die prysinge. Want wanneer jy God prys, dan is daar ook 'n gedeelte wat terugkom. Prys die Here is dikwels net die woorde wat ons uitdruk. Maar dink bietjie mooi daaroor na vanaand. Wanneer jy dit sê, moet jy dit in jou hele siel, jou hele wese saamvat. Om hom te probeer aanskou in sy volheid. Dit is maklik om dit te sê in 'n gebed, en dit is maklik om so 'n bietjie dit op 'n maklike ligter lyn te sê wanneer jy die salwing ervaar. Maar weet jy, wanneer ons in smeking en danksegging voor die Here kom in gebed, is dit ook nodig om hom te prys, om hom daarin te loof. Ek het een skrif hier, en 'n paar wat ek vanaand gaan lees, en 'n paar wat ek nou nie ingegee het nie,
so 'n bietjie gaan krap op die internet, want ek wou so 'n bietjie meer renstof in vanaand se diens gesit het. Nou Psalm 150, jy kan saam lees, of net luister. Die woorde eerste kom voor in hoofletters wat sê, Halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterke uitspansel, loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid, loof hom met bassyngeklank, loof hom met harp en siter, loof hom met tamboerijn en koordans, het jy dit gehoor? Loof hom met snarespel en fluite, loof hom met helder simbale, loof hom met klinkende simbale, laat alles wat asem het, die Here loof, en dan eindig hy weer met halleluja. Wat beteken die woord halleluja vandag? Weet iemand? Weet iemand? Jy sien, ons gebruik woorde soms dat ons nie ken nie. Halleluja is net die uiting wat ek en u kan gebruik om alle lof en eer aan God alleen te bring. Halleluja is in geen ander godsdienst beskikbaar. Halleluja is 'n kind van die Here se manier om dit in soveel woorde te sê. Dit beteken spesifiek dit. Al die lof en die eer en aanbidding kom God alleen toe. Nou dit is saamgevat in een woord, halleluja. Weet jy, ons sê dit baie keer in ons Afrikaanse taal, net so, prys die Here. Ek het baie lanklaas iemand in Engels gehoor sê, prys God. Ou pastoor Wally Frisbee verduidelik, hy het 'n skoonseun, maar dit is 'n groot man. Hy sê hy nooi hom eendag na kerk toe waar hy bedien, ek kan nie onthou wat sy bediening het was en waar nie. Hy sê maar hy is nog so effens van die wêreld en hy loop sit 'n bank vol. Hy sê en hulle hoor hier die mense, hy sê nou probeer hy, want jy ken die lede ouens, jy kan hulle nie stil hou nie. Hy sê hy het spesifieke oom gehad daar wat, as die salwing kom, kan jy nie omkeer nie. Daar's niks wat omkeer nie. Hy sê, maar nou hy almal tot rustig en tot baie rustige diens gaan wees. As, weet, as jy probeer om weer stil te maak, is dit iets anders doen. En net met die, toe begin die salwing van die Here deurwerk, en die kom sê, prys God! Prys God! En die volgende moment val die ander in. Toes al die stoppe uit. En hulle loof en prys die Here. Na die tyd vra hom Wally se skoonseun, nou hoe was dit? Hy sê, ja, hy hou nogal van hierdie kerk, veral as jy vir jou rugbyspan kan skree. Hy sê vir my, wat het jy gehoor? Hy sê, Vrystaat! Vrystaat! Nou moet dit nie vanaand en nag nie. Moet nie kom staan of Vrystaat skree nie. Ons loof nie rugbyspan nie. Ons loof die God van hemel en aarde. En ons sê, prys God! Wanneer ons dit begin te doen, is dit 'n proklamasie voor die Here en voor die vyand. Die Here is nie nervus om geloof en geprys te word. Want wanneer ons om loof en prys, is daar goed wat gebeur, en ons gaan deur die loop van hierdie kortdiens vanaand gaan ons dit kry. Ek bring dit vanaand ook in vorm van 'n lering, nie 'n preek nie. Nou gaan nou mooi verstaan dat ons die Here loof en ons die Here prys. Dawid was 'n man, 'n jong seun. En hy het geweet dat hy met musiekinstrumente 'n heerlikheid kan bring en 'n begrip voor mense om God te kan eer mee. Selfs wanneer Dawid in die teenswoordigheid was van koning Saul terwyl bose geeste hom getuister het. Wanneer hy die musiekspel op die snaarinstrumente voor Saul gespeel het, dan sê die woord van die Here het Saul rustig geword. Sê nie hoe belangrik is dit om
op een of ander manier God se naam te kan groot maak. As jy nou nie 'n stel snare instrumente vanaand het nie, wil ek vir goeie nuus gee vanaand. Elkeen van ons wat in hierdie kerk het, 'n stel dromme en 'n stel simbale, het jy dit weet. Ewen, kan jy onthou hoe lyk die dromme? Kom wys gou vir die mense. Wys gou vir die dromme. Daar is die dromme. Sy gaan die gou kom staan. Kom hier met my help. Sy is skaam en hy is verbaasd soos sy pa. Kan jy onthou die simbale? Ewen, speel vir my die dromme. Sy speel die simbale. Kyk die ritme. Kap die dromme. Kap die simbale. Prys die Here. Kan jy sien nie, elkeen het 'n stel dromme en 'n stel simbale. En wanneer ons dit begin te speel, dan jy kan sit. Wanneer ons dit begin te speel, dan doen ons dit tot eer van die Here. En ons kerklede in Christus weet om die dromme en die simbale te speel. Ek het iets anders met die dromme geleer. Dit is 'n uitwaartse manifestasie om konstant die vyand onder jou voete te plaas. Wanneer jy die vyand onder jou voete begin te trap, my broer, hy hou nie daarvan nie, hy gaan jou probeer stop. Dis hoekom hy vir party ouens geld gee. Maar weet jy wat, geliefdes? As jy verby dit kom, nou, as jy die Here begin te loof, glo my, dan raak hy voete van jou los en verdwyn dit ook. Jy weet, ek gaan nie sê, hy gaan probeer om jou te verhinder om jou voete aan die beweeg te kry, want begin jou voete beweeg, dan begin jou bene beweeg. En as jou bene begin te beweeg, dan begin jou hele liggaam beweeg. En as die simbale saamkom, dan raak jy 'n instrument in totaliteit van lofprysinge voor die Here. Dis hoekom ons nie kan stil staan in ons kerk nie. Want ons loof en ons prys die Here met ons hele wese. En daar's iets spesiaal daarin. Gaan kyk bietjie. Jy gaan nooit in jou lewe weer by 'n ander plek kan aanpas. Waarom is so sedig en stil staan? Weet jy hoekom? Jy het geleer om met jou hele wese God te kan verheerlik. En as jy dit doen, o kind van die Here, dan pas hou nie meer so lekker by die wêreld in nie. Want hierdie instrument speel reg na God toe. Wanneer jy weer by plekke kom waar hulle wêreldsmusiek speel, en hulle dans daar rond en hulle anders hulle kan jy dit amper nie verstaan nie. Want weet jy, jou liggaam is ingestel en ingestem op die salwing van die Here. Dan begin jy ander ervarings in jou lewe kry. Is jy met my? Het jy dit al ervaar so? Dan begin jy besef, luister, maar ek is ook 'n lewende instrument vir die Here. En as die Here jou begin te instem en jou dromme begin te inval, jy gevoel as jy nie so lekker is die dag nie. En jy kom in die teenswoordigheid van hulle wat besig is om die Here te loof en prys, dan voel jy eers vir die eerste rukkie, jy is so 'n bietjie van beat af. Maar wanneer God besig is en jy is besig om hom te loof en prys, jy kan dit maar gaan kyk. Dan begin hy jou weer so terugbring. En dan vind jy jouself, you back in beat. Dan slaan hy instrument weer mooi reguit. En teen die tyd wat hy so 'n bietjie aandag gegee het aan die instrument van die Here, dan kom jy agter, maar nou loop dinge weer vlot. Is dit nie so nie? Dis wanneer jy 'n instrument ook in God se hand word, ingestel op sy ritme, tot lof en eer van hom vir wie ons ingestel is. Is dit interessant vir vanaand? Het jy dit al so gesien? Ek is bly. Maar dan beteken dat ons bereik iets vanaand vir die koninkryk. Prys die Here. Hier's 'n vraag. Wie moet die Here loof en prys? Ons het dit nou gelees. Julle chief. Alles wat asem het, moet die Here loof en prys. Ek wil net sê, ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Ek het dit die eerste keer met my oë beleef, ek ry met 'n groot motorfiets. Daar in die Waterbergstreek ry ek. En ek sien met eens so 'n paar meter van my af 'n
groot koedoebel. Weet jy, ek sien, hy trek daai 2 horings van hom plat so die lug. En hy maak sy mond oop en ek sien sy neusgate maak so oop. En ek sien hy koedoe begin so trappie gee. En ek besef, luister, hy maak seker gereed om die hek te spring, ek weet nie. Maar terwyl hy so trappie gee, toe praat die Here met my. En hy sê hierdie woorde van my, so sy hart smag na water. So smag my siel na U oog. En ek besef met eens, daai koedoe wat so begin te trap links en regs, is besig om die Here vir toekomstige dinge te loof en prys. Weet jy, die natuur loof die Here. Die heelal met al sy klanke loof alles tensame die Here. Hulle sê dat daar bome, nou ek het hierdie in 'n studie gesien. Hulle sê dat bome het 'n klank. En dat bome resoneer hierdie spesifieke klank. Dat ons kan dit nie hoor met die blote oor nie. Maar hulle resoneer hierdie spesifieke klank in middel C, wat jy op klavier en 'n orgel kry. Op 'n spesifieke frekwensie. En ek wil nie sê, hulle gaan kyk dat bome kan mekaar kommunikeer in hierdie frekwensies. Nou dit klink snaaks. Hulle kom op 'n plek in die graslande en hulle sien dat daar bome is wat die bokke eet. Maar tog sterf hierdie bokke op een of ander manier, luister, aan hongersnood. Maar die ortopsie is so nie, kom hulle agter. Ek wil hê jy moet dit gaan naspeur, gaan Google dit. Kom hulle agter dat hierdie bokke se pense vol van hierdie bome se blare is, maar tog sterf die bok aan 'n hongersnood. En hulle kom agter dat wanneer hierdie bok inkom en aan 'n sekere gedeelte van die boom wat hy aanvanklik nie toksies is nie, byt, dan begin hierdie boom in 'n atmosfeer en 'n klank uitsit, wat die ander bome van sy spesies waarsku, en dan word daai bome toksies vir die bok. En die tyd wat daardie bok by die volgende blare en by die volgende bome uitkom, dan is die ander bome toksies en dit word nie opgeneem deur die bok se blaarpense. Dit is interessant, geliefdes, dat hoe jy 'n treurlied of 'n lied het, kan jy iemand beïnvloed om toksies te word of om positief te word. Die Bybel leer ons iets baie interessant, en dan so 'n koortjie wat dit sê, make a joyful noise unto the Lord. Want wanneer jy vir die Here begin te loof en prys, kan dit nie anders te wees as 'n jubelende gevoel wat oor jou kom nie. En daardie jubelende gevoel gaan nie net hier nie, maar dit beïnvloed almal om jou, want nou is jy besig om te resoneer dit wat binne in jou is, uitwaarts, en ander ervaar dit in die atmosfeer en word ook deur dit gestig. Lofprysing in die kerk kan ons nie weglaat nie. Loof en prys die Here. Absolute wapen teen die vyand en sy magte. Ek kom nog by nog 'n paar stukkies. Is hierdie interessant vir iemand daarom? Lyk net vir my, julle kyk vir my so van. As julle vir my so kyk, dan kom maar reg. Ek hoop is omdat jy luister. My vrou sê altyd, ek moet nie vir baie vrae vra. Psalm 148 lees ons die volgende, hy sê, halleluja, loof die Here uit die hemel, loof hom in die hoogte, loof al sy engele, loof hom, al sy leerskare, dis opdrag aan die engele en 'n opdrag aan die leerskare, loof hom son en maan, loof hom alle ligtende sterre, loof hom hoogstes hemel
en waters wat bo die hemel is. Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee, en hulle is geskape. En hy het hulle in stand gehou, vir altyd en vir ewig. Hy het 'n wet gegee, wat geen een oortree nie. Loof die Here, van die aarde af groot seediere en alle dieptes. Nou kom Bahamut dit wat ek nou vir julle gesê het. Vuur en haal, sneeu en damp, stormwind, want sy woord volbring. Berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevreelde voëls, konings van die aarde en alle volke, vorste, alle regters van die aarde, jongelinge en jongdogters, oues saam met die jonges. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog. Sy majesteit is oor die aarde en hemel. En hy het 'n horing vir sy volk verhef, en roem vir al sy gunsgenote, vir die kinders van Israel, die volk wat naby hom is. En hy sê, so sal dit wees. Ons loof en prys die Here, halleluja. Nou geliefdes, ons kan hierdie psalms gaan uitsonder, maar niks is per toeval in die woord van die Here nie, dit is daar vir 'n rede. As God 'n wet dan ingestel het vir die sterre, en vir die son en die maan, en vir die wilde diere, en vir die kruipers, vir die jonges en vir die oues, hoekom sal ons dan nie hierdie wet gehoorsaam wees nie? Lees jy dieselfde Bybel as ek? Dan het ons nie 'n rede om sedig te staan nie, maar ons moet die Here loof en prys. Kyk, die wêreld verstaan dit nie lekker nie. Die ou kerkmense het gesê, luister, hulle jaag alweer die koeie en die duwe in die kerk rond. Ken jy dit so? Daai klomp sektes wat so skree en dans in die kerk. Dis wat hulle gesê het. En weet jy wat, geliefdes, dit maak nie saak wat hulle dink nie, ek gehoorsaam net die wet van God, om hom te loof en prys. Dis 'n wet, om hom te loof, en hom te prys. Nou as jy hier so ry met jou kar, net hier om die brug, ek sien, daar is deesdae sulke loervinke wat jou dop hou. Ek noem hulle stalkers, hulle stuur vir my foto's van myself in die pos. En as ek hulle sien, dan ry ek die spoedgrens, nee. Hoeveel te meer verwag die Here van my en u, om hom te loof en prys? Weet jy, waar is die snaakste plek om hom te loof en prys? Daar wil hy sê, jy mag dit nie doen nie. Dis die beste plek om sy naam groot te maak. Want dit is nie 'n saak van hulle en ek nie, dit is 'n saak van ek en die Here. En wanneer dit kom, ek maak nie saak wat jy van my dink, en hoeveel jy my gaan skuldig vind, en wat ook al nie. Wanneer daai klokkie 1 uur of 2 die middag lui op 'n Vrydag, dan is al die Mohammedane iewers te besig. Almal maak hulle deure toe en loof en prys die Here in stilte agtertoe deure. Ek dank die Here vir 'n kerk wat vensters het en deure wat oop kan staan. Met 'n hek wat kan oopgaan, wat mense kan inbring om die Here se naam groot te maak binnekant. En ja, jy was reg, ek het gesê, vanaand se boodskap gaan oor loof die Here. Maar voordat ek vanaand klaar is, gaan jy met 'n ander perspektief wegloop oor hierdie loof. Die Here, Psalm 103 vers 20 tot 22 wat ek nou lees. Hy sê hierdie woorde. Ekskuus, ek het hom misgevat. Psalm 103 vers 2. Hy sê, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierendheid en barmhartigheid. Wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut kan word, soos die van 'n arend. Hierso, broer. As jy weet,
Hierdie ou tennis Ellenboog wil nie vanaand lekker saamwerk nie. Kry hom in beweging. Want as jy die Here begin te loof en prys, het hierdie belofte daarin dat hy jou jeug vir jou gaan herstel. Die wêreld sê vir die ouer mense moet homself nie so jeugtig gedra nie. Jy moet jou ouderdom in rekenskap gee. Want dat eendag van ons gesê het vars oupa en ouma maar hoe jong ouderdom geword. Sê sy vir haar man, luister, jy moet jouself nou soos 'n oupa begin te gedra. Vra hy van, hoe gedra oupa homself? My oupa was 72 jaar oud. Dan sit hy saam met die kinders en speel. Dan sit hy sy 2 hande so op die vloer neer. Dan tel hy sy knie tot agter sy elmboog op. Tel hy sy liggaam teers reg op. Hoor op en sê, hoeveel van julle kinders kan dit doen? Ek sê, ek kan dit tot vandag nie reg kry nie. Ek is nie so gymnastiek gebou nie, ek is soos 'n level gebou, die babbel is in die middel. Maar dat ek vir sê, ek admireer iemand wat homself kinderlik kan uitlewe in lof en prysing voor die Here. Want God sien dit ook so. En daarin vind jy weer jou jeugdige self. En jy vind weer krag om die Here te kan ontmoet, soos jy hom gister en eergister nie ontmoet het nie. Hy gee vir ons 'n krag hierin, en ek wil dit nou as wapen vir u begin te teken vanaand, so ten die laaste 15 minute wat ons oor het. Psalm 100 sê vir ons nog iets hier, en dit is net so mooi. Ek het dit dig onderstreep in my Bybel. Psalm by die lofoffer, juig voor die Here o ganse aarde. Wie? Ganse aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met 'n gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is ek is myne. Ons is syne. Sy volk en die skape van sy weide. Ons behoort aan die Here. Gaan sy poort in met drank. Hallo? Ek wil sien of jy dit sien. Gaan sy poort in met lof. En sy vooroorlog moet losdanse. Moet lofsange. Loof hom, prys sy naam. Nêrens het jy iets nodig behalwe jou lofprysing om by God se poorte in te gaan nie. Nêrens het jy galopsop nodig om gelukkig te voel om te dans voor hom nie. Nêrens het jy karate water nodig om die vyand aan te spreek nie. Hoor jy wat ek vir jy sê? Jy kom net soos wat jy is met wat jy het, jou stel dromme en jou simbale. En jy gaan by sy voorhoewe in met lof en met prysinge. Want hierdie is niks anders as die huis van die Here nie. En hierdie huis van die Here is sy woonplek, daar waar ons hom kan groot maak, sonder dat iemand jou skuins uitkyk. As iemand jou in hierdie kerk uitskuins kyk, sê vir my, pastoor het gesê ek mag. Die Here loof in hierdie plek. Het jy dit aan? Stem jy saam met my? Ek was bietjie ligsinnig nou toe ek die gevra het. Ek wil seker maak dat jy dieselfde skrif lees as ek. Jy sal my so leer ken. Ek is partykeer bietjie pessimisties. Maar ek wil hê dat jy my kan antwoord op die regte manier. Sodat ek en jy dieselfde skrif verstaan. Nee? Ek spot so bietjie met die wêreld in hierdie opsigte. Want ek het nog nooit een ou gesien by 'n sokkie. Nee, daar sit jy nou meer vir ieder. As hy galopsop in het boetie, dan dans hulle. Of hy met 2 linkerbene of 2 regterbene daar aangekom het. Daai bene dans hulle. Maar ek offer vanaand vir 'n ander tipe wyn. In die vorm van die Heilige Gees. Want wanneer jy dit inneem, my broer, ons dans so bietjie anders as die wêreld. Ons het so bietjie ander toestep as die wêreld. Maar wanneer daai note druk, broer,
Ek dans nie vir alles nie. Ek dans wanneer die salwing kom. Ek spring nie net weg nie, ek vra die Here, wat wil jy hê? Moet ek met die salwing doen? So moenie aanstoot doen as jy dans, ek laat jou toe dans. Dans voor die Here. Die Here raak jou anders, ek gaan nie wegtrek en koordans en profeteer nie, ek glo nie, dat jy hoef te koordans om te profeteer nie. Wanneer die Here praat, hy al lê jy op jou bed in die aand. So ons moet hom net verwag, dat wanneer hy praat, dat hy sê, so sê die Here. Profeet het hulle self aan sekere dinge vastgemaak deur die jare. Ek gaan net dit nou mooi sê. Hulle het vergeet, luister hoe mense het vergeet, dat God in 'n oomblik sy tyd beweeg. Soos wat hy wil, wanneer hy wil. En hy ontmoet met wie hy wil, deur wie hy wil. Here praat deur omstandighede en situasies, soms moet ons in ons luister nie. Hoekom sal die Here met ons met altyd deur dieselfde manier koordans en profesie praat? Ek breek dit nie af nie, dis 'n mooi deel van ons kerkserkel. Maar laat ek vir sê, moenie altyd die Here net verwag in profesie en dan koordans nie. En as ons gedruk het in koordans en weg met 'n vinnige hande klap, jy beïndruk my nie, jy moet die Here beïndruk. Dis tog altans hy wat praat, is dit nie? En luister wat gebeur. Nou gaan ek my beste Engels vooruit op. Sê reg vir dit. I'm going to speak English very deliciously tonight. Come on, man. The concept is a foundational principle of spiritual warfare in Christianity. Often associated with Psalm 8, verse 2. Does anybody have an English Bible here tonight? Does anybody have an English scripture for me tonight? When Jesus quoted, the verse states that God ordains strength, often interpreted as praise, out of the mouths of babies, to silence the enemy and the avenger. Psalm 8 vers 2 gaan ek nou vir in Afrikaans lees. Verskoon tog van my Bybels is nog in bokse iewers in 'n kas. Maar ek gaan nie dit daar laat, ek sal dit eendag uitkeer, gaan ek vir 'n diens bring in Engels. Hy sê vir ons, Psalm 8 vers 2, O Here onse God, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde, U wat die majesteit gelê het op die hemel. Uit die mond van kinders en uit suigelinge het U sekere grondves om U teestanders ontwil, om die vyand 'n wraakgierige stil te maak. Nou hoor nou wat doen die Here. Wanneer jy besig is om hom te loof en prys, dan sê hy vir die vyand, "Sjoes! My kinders praat my. Kyk hoe verheerlik hulle my." Hy sê vir 'n wraaksigtige, "Zip jou lips." Hulle maak my naam. Wat 'n wapen is dit om die vyand wat konstant invluister, ten opsigte van ons stil te kry. Mense hoor baie keer stemme. Het hom. Dankie om Janus vandag. Hoppa, raar klip ek verby hom. Ek het hom. Hy sê, O Lord, how majestic and glorious and excellent is your name in all the earth. You have displayed your splendor above the heavens. Out of the mouths of infants and nursing babies you have established strength. Because of your adversaries, that you might silence the enemy and make the revengeful cease. Luister wat doen die Here. Wraaksigtigheid stop hy in 'n oomblik. Die vervolgers
stop hy, wanneer hy daar die lofprysinge in die hande kry. Praise is a weapon. Praise is viewed not just as a song, but as a two-edged sword, and a spiritual weapon that confuses, paralyzes, and stops the enemy's attacks. Het jy dit gehoor? The power of Psalm 8 verse 2, when Jesus quoted the Psalm in Matthew 21 verse 16, he was affirming that sincere praise from the weak, symbolized by an infant, is a stronghold that shuts the mouths of the enemy, shifting the battle to God. When you praise in the midst of trouble, you are not fighting in your own strength, but inviting God to intervene and fight for you. Dit klink bietjie iets anders dan nie. Silencing the accuser. Satan is described as the accuser of the brethren. Praise, especially in difficult times, shuts down his lies and his accusations. Daar's 'n paar skrifte, 2 Kronieke 20, wat die koning Josafat sangers voor aan sy weermag stel, sodat hulle die Here loof en prys, en hulle wat gekom het om teen hom te staan, sou val, en hulle het. Handelinge 16, waar Paulus en Silas in die tronk besig is. Hulle het daar besluit, môre om sulke tyd is Paulus en Silas tot niet. Hulle gaan hulle voor die raad bring. En in die middernagtelike ure, terwyl hulle besig is om te sing, en die Here te loof en prys, halleluja, wat het gebeur? Toe val die boeie van hulle af, en die deure gaan vir hulle oop. Soveel so dat daar 'n verwarring kom, en die meester van daardie tronk, hy wat hulle aanhou, besluit, nee, hierdie ouens kan nie in my tronk meer sit nie. Want as hulle in soveel krag en die hoedanigheid van lof en prysing kom, dan maak die deure oop. Maar dit nie verwar in die prediking van 'n paar weke terug, waar die engel van God vir Paulus verskyn het, en hulle uitgeloop het na die gebedende van groepie toe, wat vir hom gesit en bid het. Gebed raak krag om sy eie. Maar lofprysing, my broer, is die hoogste vorm God mee te eer. Gebed die diepste vorm. En wanneer ons dit kombineer vanaand lofprysinge, saam met ons gebede, dan gebeur daar goed. The God shifts in mysterious ways. Dis die eerste keer wat jy dit hoor vanaand, dat lofprysing 'n wapen in 'n kind van die Here se hand is. 'n Wapen wat die vyand en die aanklaer van die mens stil maak. Nie hoekom nie? Want God sê so. Hy sê vir daai aanklaer, sst. Hy sê vir daai vyand, sst. En dan loop ons skotvry van hulle af weg. Hier is baie stil vanaand. Het ek nie geskok met hierdie woord vanaand? Weet jy wat sou ek nou gedoen het? As ek hier was. Dink jy daar's iets wat hierdie pastoor kan stil kry vanaand? Ek het nie wyn of sterk drank nodig nie. Maar ek gaan vir jy sê, ek wil die Here loof. Ja, altyd weer prys. Ek wil sy naam groot maak. Vanoggend het ons die naam van Jesus geproklameer. Maar nie net vir 'n oomblik. Net so 'n bietjie uit jou toestand uit opstaan. As jy voel daar's 'n bedruktheid by jou, as jy voel daar's 'n dingetjie wat jou aftrek,
Is dit nou die tyd? Begin so 'n bietjie jou dromme stamp. Begin so 'n bietjie jou simbale speel. Begin bietjie die Here se naam groot maak. Kyk hoe begin hy die vyand stil maak. Kyk hoe maak hy hom stil vir die aangesig van sy kinders. Kyk hoe maak hy die aantal stil vanaf. En hy sê vir jou, ek luister by jou lofprysinge. Loof die Here, prys sy naam. Halleluja. God is in beheer. Loof hom, prys hom. Halleluja. Is dit al wat jy het vanaand? Lofprysinge maak God se kinders vry. En as jy nou vanaand hier ingekom het, jy was los en die vyand probeer jou nog bind vanaand, het ek vanaand vir jou 'n kragtige wapen gegee. Loof hom, prys hom, want hy is waardig. Loof hom, julle aarde en heelal, want hy is in beheer. Loof hom, prys hom, halleluja, want hy het gesê as ons dit doen, dan maak hy ons vry. Ek is vry vanaand deur die lofprysinge, en ek is vry om te loof en te prys. Nou volgende keer wanneer jy voel die dinge druk jou af, begin die Here loof en prys. Wanneer jy voel die wêreld het op jou skouers kom neersak, jy net so 'n bietjie kans in lofprysinge, en jy sal voel hoe lig word jy in die aangesig van God. As jy voel daar is 'n ding wat jou hart klem, weet jy wat, dit is tyd om te loof en te prys. As jy voel daar is 'n ding wat jou voete bind, is dit tyd om hom te loof en te prys. Nie net met jou stem nie, met jou hele wese. Pastoor, ek is so 'n bietjie moeg partykeer. My broer, ek garandeer jou, begin net die Here loof en prys, jy sal vergeet van jou moegheid. Dan voel jy weer krag om aan te gaan. Weet jy hoekom haal ons petrol hier in die kerk? Ons loof en prys. Dis wanneer God stil bly en luister en sê dankie vir wat julle vir my doen. Ek gaan dit nou vir julle proklameer. Ek het dit op 'n nasionale konferensie gesê. Ek is nie bang om dit te sê op enige sosiale netwerk nie. En ek gaan dit nou vir julle baie mooi verduidelik. Wanneer ons God loof en prys, sien nie net alleen vir die vyand bly stil nie. Hy luister intens. Want lofprysinge doen iets vir die Here. Prediking doen iets vir ons. Dis God se hart wat ten opsigte van ons uitkom. Hy praat met ons oor wat hy wil hê. Vanaand het die Here vir jou kom sê, hy soek sy lofprysinge. En hy deel dit met niemand nie. En vanaand as jy dit weet, luister mooi. Ek sê dit weer, prediking doen niks vir die Here nie. Dit doen vir my en jou iets. Maar lofprysinge, halleluja, dit beweeg die hand van God in ons lewe. Dit beweeg sy hele insettinge vir ons, waar hy dit wil hê. Dit beweeg ons in die rigting van hom. En hy gaan dit vereis. Dink jy dit gaan net hier gebeur? Nee my broer, nee my suster. Ons gaan hom loof en prys in die hemel. Hierdie is nog net 'n oefening. Daar gaan ons net nie moeg raak nie. As jy gedink ek hier stem, jy gaan my hoor daar in die hemel. Hey. Eerlik, ek soek jou saam met my daar, my broer. My oukie, my laaitjie. Maar weet jy wat, ek weet nie of jy dit weet nie. My sussie, maar ek het altyd gesê, die eerste 100 jaar gaan ek die Hammond-orgel in die hemel speel. Ek gaan saam met ons sing. 100 jaar daarna, January met iemand een kant sit ek moet speel die dromme. Ek nog altyd 'n trekklavier gespeel het om Jan. Vir daai 100 jaar daarna kom speel ek bietjie die trekklavier in die hemel. Weet jy wat sê ek? Alles wat asem het, prys die Here. En as hy nie asem het nie, gee hom asem. 'n Trompet het jou asem nodig om God se naam groot te maak. Konstantina het jou hand se beweging nodig om asem te kry. Om die Here, 'n trekklavier het jou asem nodig, 'n orgel het jou werk nodig om hom vir die Here te laat werk. Akoestiese instrumente, elektriese instrumente het nog steeds 'n speler nodig.
En vanaand het jy 'n stel akoestiese dromme gekry by Pastorie en al gratis vir dit in Mahala, jy hoef nie daarvoor te betaal nie. En jou stel simbale het ek vir jou geactiveer. Maar die Here stem dit vir jou in vanaand, sodat jy sy naam daarmee kan groot maak. God seën sy woord in die middag. Kom ons loof hom.